Goeiemôre. Jy luister na die 82ste oordenking in die reeks Die Goeie Lewe. Ons tema vanoggend is vriendskap met 'n verskil. Die Harvard-studie het bevind dat mans en vroue verskille toon in terme van vriendskap, hoe dit benader word. Hoewel die verskille gering is die kulturele kragte wat inwerk op vriendskap sterker. Wanneer vir jong seuns gevra is wat is vir hulle belangrik in vriendskap, het hulle gesê om geheime met mekaar te deel en mekaar te kan vertrou en saam te speel. Maar soos wat seuns ouer word, verander lewensomstandighede. Hulle word jong mans, hulle kry werk, hulle begin uitgaan met meisies. By mans is daardie ekstra kulturele krag, dat mans onafhanklikheid en manlikheid moet toon. Want nabyheid aan goeie mansvriende mag hulle minder manlik laat voorkom. Emosionele bande tussen goeie vriende kan so in die slag bly. Net verlede week sit ek en 'n goeie vriend van my en praat en ons bars eintlik uit van die lag toe ons praat oor die verhoogstuk Groet die Grotman, waar die verskille tussen mans en vroue op 'n humoristiese manier vertolk word. Dis regtig 'n skaterlag affære. So, hierdie man en vrou gaan kuier by hulle vriende, ook 'n man en vrou. En as hulle dan in hulle kar terugry huis toe, dan sê die vrou, "Het jy gehoor? Hulle het huweliksprobleme. Jy sal nie glo nie," en vertel dan wat daar aan die gang is. En dan vra sy vir die man, Wat sê hy? Wat sê hy? En dan antwoord die man, hy sê, hy het 'n boot gekoop. Ek skaterlag daaroor, want ek dink in baie opsigte is dit waar. Ek wil nou nie mense tipeer nie, en sekerlik is daar's oomblikke wat ons met ons vriende, ons beste vriend, as mans regtig diep dinge kan deel. Maar oor die algemeen, praat ons oor visvang, oor bote en sulke tipe van goed. Praktiese raad. Sosioloog en psigoterapeut Lillian Rubin het in haar werk oor menslike verhoudings ondersoek ingestel na hoe mans en vroue vriendskap struktureer en beleef. In haar boek Just Friends, The Role of Friendship in Our Lives, voer sy aan dat mans en vroue oor die algemeen verskillende benaderings het tot vriendskap, veral binne die konteks van westerse kulturele verwagtinge. 'n Goeie opsomming van mans en vroue se benadering tot vriendskap word opgesom met die sin: Women had more face-to-face friendships. Men had more side-by-side friendships. Volgens Rubin ervaar vroue vriendskap as emosioneel intiem en kommunikatief. Hulle heg waarde aan gedeelde emosies, diep gesprekke en die vermoë om seer, vreugde en alledaagse ervarings met mekaar te deel. Vroue vriendskappe is dikwels gesentreer rondom ondersteuning, wederkerigheid en empatie. Vroue verwag gewoonlik dat 'n goeie vriendin haar gevoelens sal verstaan en ruimte sal skep vir eerlike emosionele uitdrukking. Mans daarenteen benader vriendskap dikwels meer aktiwiteitsgerig. Rubin het bevind dat mans geneig is om vriendskappe rondom gedeelde aktiwiteite te bou, soos sport, werk of stokperdjies, eerder as rondom emosionele openheid. Selfs nabye vriendskappe tussen mans bevat minder duidelike emosionele uitdrukking. Sosiale norme oor manlikheid speel 'n belangrike rol hierin. Daar is kulturele druk op mans om nie swakheid of afhanklikheid te toon nie. Rubin wys daarop dat hierdie verskille nie noodwendig wys op 'n gebrek aan diepte in mansvriendskappe nie, maar eerder op verskillende maniere om nabyheid en lojaliteit te ervaar en dit uit te druk. Haar werk beklemtoon hoe geslag en sosialisering ons begrip van vriendskap vorm en beperk, en hoe bewuswording hiervan kan help om meer vervullende verhoudings te bou. Ek wil graag hier inkom en sê, ek het deur my jare as predikant bevind dat mans minder geneig is om oor emosies te praat. In die spreekkamer by huweliksberading sal dit dikwels vir vroue gemakliker wees en hulle toon 'n groter behoefte om oor hulle emosies te praat. En mans aan die ander kant wil oplossings vind. Hulle wil praat oor wat was die tegniese interpretasie van wat het hier gebeur en hoe kan ons dit verbeter? Ek wil dadelik sê,
Dit beteken nie dat mans minder emosioneel is nie. Ek herhaal dit. Mans beleef enorme sterk emosies. Ons kan 'n ander keer daaroor praat. Daar is navorsing wat vir ons sê, dit is juis hoekom mans vroeër aan hartaanvalle sterf. Omdat mans diep emosionele ervarings het, maar nie noodwendig die behoefte het om daaroor te praat nie. Maar ek wil vanmôre ook raad gee, as ek mag. Luister maar fyn, want daar is tye in 'n man se lewe, wat 'n man die behoefte het om te praat, om emosies te deel, te sê dat hy bang is, magteloos is, moedeloos is, hartseer is, verlang. Dit mag nie elke dag gebeur nie. Maar luister tog fyn. Want as die oomblik aanbreek, is dit dikwels die verskil tussen lewe en dood. In 1987 is daar vraelyste uitgestuur aan die Harvard deelnemers, waar hulle die vraag gevra is, hoe gelukkig is jy met die aantal vriende wat jy het, en hoe naby julle aan mekaar is? 30% van die mans het aangedui, dat hulle nie tevrede is daarmee nie, en graag meer vriende sou wou hê en dieper vriendskap verlang. Toe hulle vrouens dieselfde vraag gevra is, het slegs 6% gesê, hulle is nie tevrede daarmee, en sou graag meer vriendinne wou hê. Hoor dit dus vanmôre. Ons as manne het dikwels 'n bietjie ongemak met hierdie emosionele spasie. Maar ek dink daar kom 'n tyd in die lewe dat 'n mens die ou klisjées 'n bietjie moet afgooi en net sê, wie wat, dit maak my nie minder manlik om diep vriendskappe te hê en oor my emosies te praat nie. Die Here het nie vir ons verniet emosies gegee nie. Die Here het nie 'n fout gemaak toe hy vir mans ook harte, ook emosies en traankliere gegee het nie. Dus, hoewel ons benadering tot vriendskap dalk mag verskil, is dit vir ons almal ewe gewigtig, ewe belangrik en broodnodig vir geestelike en liggaamlike gesondheid. Kom ons doen moeite met ons vriende. Behou kontak. Jy dink ons nou al lankal om daardie ou vriend en vriendin te kontak. Tel nou jou foon op en kontak hulle. Nooi hulle vir koffie, gaan drink 'n koffie saam, gaan kuier elders, maak tyd vir mekaar. Hierdie dag sal nie weer by ons verbykom nie. En heel dikwels loop die uurglas leeg. Dis die mense in ons lewe en die geluk in daardie verhoudings wat die lewe die meeste die moeite werd maak. En wat my en jou betref, kom ons wees die vriend en vriendin wat ons graag wil hê. Hemelvader, ons dankie vir die vriende in ons lewens. Dankie vir ons hartsvriende. Dankie vir ons vriend en vriendin wat ons bystaan, wat op 'n manier net weet om op die regte oomblik 'n boodskap te stuur, om vir ons moed in te praat, 'n oor wat luister, 'n hart wat omgee, 'n hand op die skouer, om saam te kan huil en saam te kan lag, om selfs op ons ou dag ons kind ego staat te laat skaterlag in die pret, verlange, nostalgie en gesels oor die goeie ou dae. Dankie Here vir die vriende wat U vir ons gestuur het in ons lewens. Ons dra ons vriende aan U op, dat U hulle sal seën, dat U hulle sal beskerm en nog lank sal spaar. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde, mag jy 'n dag hê omring deur vriende.